In Ink Luisterstories bied aan. Die Rooi Duiwel. 'n kort verhaal geskryf deur Konrad Silje, voorgelees deur Pieter Viljoen. Nols vee die sweet van sy voorkop af. Die son brand genadeloos op hom neer, waar hy in die tuin besig is om 'n nuwe bedding te spit vir die dahlias wat mevrou Kriege laasweek gekoop het. Hy hoor die voordeur oopgaan en sien die ou gryskopvrou met haar kierie tot by die voorstoep sukkel. Ag Nols, onthou tog om die ou rosies nat te lei. Hulle kry swaar so in die son, Sê sy in 'n wankelrige stem. Dis doodreg, mevrou, ek sal dit dadelik doen, antwoord hy. Hy sit die spitvurk neer en draai om die tuinslang te kry. Uit die hoek van sy oog sien hy die ou vrou met die voetpad aansukkel. Elke dag, presies om 7 minute oor 11, stap sy met die voetpad af na die ry eikebome wat 'n end van die opstal afstaan. Die dag toe hy in diens geneem is hier op Rietvlei, het die plaasvoorman Pieter hom gewaarsku. Niemand word tussen daardie bome toegelaat nie. Mevrou Kriege se man is daar begrawe, en die tyd wat sy daar deurbring is haar tyd saam met hom. Nols knik instemmend. In hierdie tyd wat die wêreld in die Tweede Wêreldoorlog gewikkel is, kan 'n mens nie waag om kansse te vat as jy gelukkig genoeg is om wel 'n werk te hê nie. Die 5 pond wat hy per week verdien, hou skaars liggaam en siel aan mekaar, maar dit is al wat hy het. Rietvlei is 'n reuse tabakplaas. Mevrou Kriege het miljoene geërf toe haar man oorlede is. Sy kan bekostig om hom meer te betaal, maar hy laat vaar onmiddellik die gedagte. Sy was nog altyd goed vir hom en dit voel nie reg om sulke gedagtes te hê nie. Met die tuinslang in sy hand kyk hy terug in die rigting van die voetpad waar mevrou Kriege steeds aansukkel. Dan sien hy dit. Daar is iets anders in haar stap vandag. Amper iets opgewek. Asof sy glad nie eens die kierie nodig het nie. Jy verbeel jou, dink hy stilweg. Maar dit pla hom die res van die dag. Daardie nag sukkel hy om die beeld van die ou vrou so opgewekte manier van stap uit sy gedagtes te kry. Hy het hom nie verbeel nie. Dit was die stap van 'n jong vrou. Maar waarom sal iemand wat 'n dag van tevore nog gesukkel het om oor die weg te kom, nou skielik soos 'n jong meisie kon stap? Vroeg die volgende oggend roep mevrou Kriege hom na die voorstoep. Sy leun swaar op haar kierie met 'n uitdrukking van pyn op haar gesig. Nols, ek en my voorman Pieter gaan inry dorp toe. Hierdie rug van my kuil my op. Ek wil by dokter 'n salfie of 'n pilletjie gaan kry. Jy moet maar 'n oogie hou hier, hoor. Hy knik, maar voor hy iets kan sê, verskyn Pieter in die deur. Hy neem die ouer vrou aan haar arm en lei haar na die motor wat reeds in die oprit staan. Nols kyk hulle agterna. Daar is nou geen teken van die effense gehuppel wat gister in haar stap te sien was nie. Sy loop weer swaar en sukkelend. Pieter help haar in die motor en 'n paar oomblikke later verdwyn die motor in 'n stofwolk in die groot pad af. Nols begin met sy spitwerk, maar hy betrap homself elke nou en dan dat hy opkyk na die laning eikebome waar die grafte geleë is. Pieter en mevrou Kriege gaan waarskynlik nog lank weg wees. Daar is genoeg tyd vir hom om weg te glip en te gaan kyk hoe dit daar lyk. Hy stoot die gedagte op sy, maar later kry sy nuuskierigheid die oorhand. Hy stamp die spitvurk hard in die grond sodat dit regop bly staan en maak seker dat daar geen ander plaasmense in die omtrek is nie.
Dan begin hy in die voetpad aanstap. Hy beweeg vinnig, bang dat iemand hom sal sien. Die wete dat dit wat hy doen verkeerd is, laat sy handpalms sweet. Hy bereik die laningbome en sien dadelik 'n graf 'n ent verder tussen die bome in. Die blink marmer oppervlak weerkaats in die oggendson. Hy stap versigtig nader, bang dat mevrou Kriege sal weet iemand was hier. Wanneer hy die graf bereik, is hy verstom om op te merk dat daar geen inskripsie op die grafsteen is nie. Ook nie op die groot wit kruis aan die kop van die graf nie. Hy kyk rond, maar sien geen bankie of enige ander plek om te sit nie. Hy vind dit vreemd. Mevrou Kriege kan tog seker nie elke dag vir 'n uur lank net hier rond staan nie. Hy kyk na die kruis. Maar dit is eers wanneer hy nader stap dat hy dit opmerk. Op die hoeke van die kruis, aan die linker en regterkante, is daar indente, presies groot genoeg vir 'n man se duim om in te pas. Maar voordat hy verder ondersoek kan instel, waarsku iets om om te kyk. Hy is net betyds om te sien hoe mevrou Kriege se motor van die grootpad af na die opstal toe indraai. Hy besef dat as hy nou met die voetpad teruggaan, sal mevrou Kriege hom sien en weet dat hy by die graf was. Hy glip terug agter die bome in. Tussen die eikeboomstamme deur kan hy sien hoe die motor in die oprood tot stilstand kom. Pieter help vir mevrou Kriege tot by die voordeur, waarna hy die motor in die motorhuis intrek. Sy hart bons in sy borskas. Hy wonder of sy vandag weer na die graf toe sal kom. Hy hoop dat die Here dorp toe haar effens uitgeput het, sodat sy dalk sal besluit om eerder 'n bietjie te gaan lê. Versigtig beweeg hy tussen die bome deur, bewus daarvan dat van die werksmense hom kan gewaar en gaan verklap. Hy kyk na die opstal. Alles lyk rustig op die werf. Hy behoort tog die tuin ongesiens te bereik en eenvoudig net voort te gaan met die spitwerk. Maar dan, asof sy gedagtes kon raai, verskyn mevrou Kriege op die voorstoep. Sy sukkel by die trap af en begin in die voetpad afskuifel in die rigting van die laning eikebome. Nols versteen. Hy is vasgekeer. Die ou vrou gaan vir hom verseker hier betrap. Hy kyk om hom rond. Die bome is 'n hele paar meter uit mekaar geplant. Die stamme sal nie genoeg skuiling kan bied waar hy kan wegkruip nie. Dan onthou hy dat een van die bediendes hom vertel het van 'n ou put ergens tussen die bome wat jare lank nie meer in gebruik is nie. Hy kyk vinnig rond op soek daarna, maar hy kry dit nie. Mevrou Kriege is nou net so wat 10 meter van hom af. En dan, asof in 'n wonderwerk, sien hy skielik die put. Effens links van hom, 'n paar tree noord. Hy beweeg so vinnig en stil as wat hy kan in die rigting van die put. Dit is bedek met stukke hout, maar die dwarsbalk waarin die tou met 'n emmer sou hang is nog in plek. Hy skuif die planke versigtig weg, gryp die dwarsbalk vas en swaai sy lyf oor die put se rand. Hy hang vir 'n rukkie in die donker put, met die klam reuk van nat grond in sy neus. Hy luister aandagtig. Hy hoor mevrou Kriege se voetstappe en die ritmiese getik van haar kierie al verder weg beweeg. Dan skop hy teen die put se wal vas en trek homself na bo. Hy gooi een been oor die dwarsbalk en hy hys homself dan oor die rand van die put. Hy land hard op die gras tussen die bome en bly doodstil lê. Wanneer hy seker is dat niemand hom gehoor het nie, staan hy stadig op. Hy neem 'n besluit. Vandag gaan hy uitvind wat die ou vrou elke dag by die graf kom doen. Soos 'n roofdier wat sy prooi bekruip, sluip hy tussen die eikebome deur tot waar hy die graf kan sien. Hy bly in die skaduwee staan en tuur na die graf waar mevrou Kriege ook nou aangekom het. Maar dit wat hy dan voor hom sien afspeel, voel meer soos iets uit 'n storieboek. Mevrou Kriege stap tot agter die wit kruis aan die kop van die graf. Die kruis is omtrent so hoog soos haar skouers, maar dit is redelik breed en moet bitter swaar wees. Maar sy steek haar arms uit
plaas haar vingers in die indentasies op die kruis en trek dan die kruis af grond toe. Vir 'n oomblik wonder Nols hoe dit moontlik is vir die ou vrou om die swaar marmerkruis so maklik af te kan trek. Maar voordat hy verder daaroor kan dink, sien hy hoe die marmerblad bo op die graf begin beweeg. Die geluid van die blad wat oor die sementoppervlak beweeg is byna oorverdowend. Die marmer skuif na links en kom tot stilstand. Van waar Nols staan, lyk die opening van die graf soos die bek van 'n reuse monster wat geluidloos in die lug inskree. Mevrou Krieger stap tot by die rand van die graf en verdwyn dan daarin. Nols staan versteen, asof hy soos die eikebome in die aarde geplant is. Dit wat hy nou net gesien het, is tog onmoontlik. Hy vryf oor sy oë, net om seker te maak dat hy nie droom nie. Maar wanneer hy sy oë oopmaak, is die half oop graf tussen die eikebome nog steeds daar. Hy moet eenvoudig net nader gaan. Hy moet weet wat hier aan die gang is. Met nat gesweete handpalms en sy hart wat klop soos 'n masjiengeweer, sluip hy nader aan die graf. By die opening van die graf gaan hy staan. In die halfskemer binne die graf kan hy 'n stel trappe sien wat deur die donker verder af in die gat ingesluk word. Sy liggaam voel lam van spanning wanneer hy sy voet op die eerste trap plaas, dan die tweede, derde. Binne oomblikke is hy halfpad met die trappe af. Voor hom is 'n deuropening waaruit 'n geel ligstraal skyn en aan die trap se punt lek. Maar dit is nie die lig of die deuropening wat sy bloed in ys laat verander nie. Hy hoor 'n manstem by die deuropening uitvloei. Die arende kruis hoog in die berge. Die eiers het mooi aangebroei. Die stem van 'n jong vrou antwoord. Ek is seker die donsvere is dan verder onnodig. Korrek. Die kuiken kan haar vlerke span en terugvlieg. Môre met die laaste sonstrale kan sy opstyg, kom die antwoord. Die kuiken sal binnekort in die nes wees, sê die vrou. Nols hoor die gesuis van 'n radio en die geluid van skakelaars wat gedraai word. Daar hang 'n swaar, swanger stilte in die halfskemer van die ondergrondse vertrek. Skielik word dit onderbreek wanneer die vrou 'n opgewekte Duitse lied begin sing. Nols sluip verder met die trappe af. Hy gaan teen die muur links van die deuropening staan. Versigtig loer hy om die hoek by die vertrek in. Op 'n breë tafel teen die oorkantste muur staan 'n reuse tweerigting radio. 'n Spieël is langs dit teen die muur aangebring. Hy knip sy oë verward wanneer hy die grys hare van mevrou Krieger op 'n stoel sien lê. Hy word yskoud. Die jonger vrou moes haar vermoor en onthoof het. Nols onderdruk 'n vlaag van naarheid wat in sy keel begin opstoot. Hy hoor hoe 'n vuurhoutjie getrek word. Hy ruik die sigaretrook wat die vertrek vul. In 'n hoek waar die elektriese gloeilamp se ligvingers nie kan bereik nie, sien hy, in die gloei van die sigaret se koeltjie, die gesig van 'n jong vrou met bloedrooi hare. 'n Glimlag speel om haar monddoeke. Om te dink, oor 'n paar uur is ek ontslaaf van dit alles, sê sy hardop vir haarself. Nols draai om weer teen die trap op te sluip na die sonlig, weg van wat ook al hier aan die gang is. Maar sy voet haak aan iets op die grond vas, en hy slaan met 'n harde slag op die sement neer. 'n Skerp pyn skiet deur sy bors, terwyl hy haar voetstappe hoor naderkom. Die volgende oomblik troon sy oor hom, met die swart bek van 'n revolver millimeters van sy gesig af. Die aardwurm moes eerder in die tuin gebly het, sê sy dit sissend. Haar kake styf op mekaar geklem. Die punt van haar skoen tref hom in die ribbes. Op, beveel sy. Gaan sit op daardie krat langs die tafel en moet niks probeer nie, ek blaas 'n gat reg deur jou kop.
Nol staan moeisaam op en loop stadig na die krat toe. Hy voel die koue metaal van die revolver teen sy rug. Hy gaan sit op die harde, skurwe deksel. Mooi, wurm. Steek nou jou hande op. Eers regs, dan links. Sy vat sy regterhand, druk dit deur 'n metaalring wat uit die muur hang en bind dit vas. Die tou sny in sy pols in en hy kners op sy tande. Dan bind sy linkerhand ook vas. So ja, nou is jy geen risiko meer nie. Sy klink opgewek, amper byna jubelend. Sy draai weg van hom af, plaas die revolver langs die radio op die tafel en gaan staan voor die spieël. Met haar een hand voel sy na die stoel agter haar en tel dan die bos grys hare op. Nols kan sy oë nie glo nie. Dis toe nooit mevrou Kriege se kop wat op die stoel gelê het, soos hy gedink het nie. Dis 'n pruik. Die vrou voor die spieël trek plooie oor haar gesig met 'n gearmeerpotlood, smeer rooi lipstifie oor haar lippe en sit dan die pruik op haar kop. Dan stap sy na 'n kapstok in die oorkantste hoek, gryp 'n rok daarvan af en gooi dit oor haar kop, bo oor die klere wat sy reeds aan het. Sy sit 'n bril op en tel 'n kierie van die tafel af op. Nols voel as hy so pas met 'n sweep geslaan is. Binne 'n paar minute het die mooi jong vrou verander in die ou sieklike mevrou Kriege. Sy draai om. Nou ja, hierdie ou vrou moet huis toe gaan. Jy sal nou ongelukkig alleen hier moet bly. Ek is so jammer daaroor. Die sarkasme drup van haar lippe af. Sy stap na die deuropening en skakel die lig af wanneer sy die vertrek verlaat. Die laaste ding wat Nols sien is mevrou Kriege, wat by die trappe opstap na bo. Dan hoor hy die swaar marmerblad toeskuif. Die donker hang swaar en dik om hom, soos 'n kombers wat dreig om hom te versmoor. Pyn skree deur sy arms. Hy probeer homself loswikkel, maar die vrou het hom deeglik vasgebind. Hy skaaf sy polse rou teen die toue. Naderhand gee hy die stryd gewonne. Hy begin aanvaar dat hy hier vasgekeer is en moontlik nie weer hier sal uitkom nie. Hy sukkel om dit alles te verstaan. Wat is die doel van alles? Die radio, die geheime boodskappe, die jong vrou wat haar as 'n sieklike ou mens vermom. Niks daarvan maak sin nie. Hy top vir ure oor alles wat die afgelope paar dae gebeur het. Elke interaksie met mevrou Kriege, maar hy kan nie uitbluis wat aan die gang is nie. Die vrees en onsekerheid vreet aan hom. Gaan sy terugkeer? Gaan sy hom doodmaak? Of erger nog, dalk los sy hom net hier om te vergaan. Wie is hierdie vrou? Dis duidelik dat sy een of ander spioen is, maar vir wie? Wie sal enige baat vind by haar teenwoordigheid op 'n tabakplaas buite St. Helena Bay? Later raak hy aan die slaap. Die maalkolk van gedagtes het hom eenvoudig uitgeput. Hy skrik wakker wanneer die marmerblad met 'n harde gedreun oopgeskuif word. Hy probeer opspring. In sy slaapbenevelde toestand het hy vir 'n oomblik vergeet van die toue om sy polse en hy word hard teruggeruk tot op die houtkrat. Hy stamp sy kop teen die koue baksteenmuur. Skerp sonlig verlig die smal gangetjie oorkant die deuropening. Hy hoor voetstappe teen die trappe en dan die vermakerige stem van die rooikop vrou. My wurmpie, ek het iets spesiaal vir jou. Sy verskyn in die deuropening, smyt haar kierie op die tafel neer en ruk die pruik en bril van haar kop af. Sy loop tot voor Nols en haal 2 snye brood en 'n glasbottel met water uit haar handsak. Ek gaan jou losmaak dat jy kan eet, maar as jy iets probeer, vrek jy, sê sy. Sy maak sy hande los. Hy gryp gulsig na die brood en water. Dis droë brood, maar dit smaak vir hom hemels.
Die lauwarm water is streelend in sy brandende keel. Sy staan en kyk hoe hy eet. Wanneer hy klaar is, bind sy hande weer haastig vas. Hou jou mond, ek moet 'n uitsending maak. Sy draai na die radio, skakel dit aan en vroetel met die knoppe. 'n harde susgeluid vul die vertrek. Dan kom 'n manstem oor die eter. Adelaar na Vlaming kom in oor. Adelaar hier, antwoord die rooikop. Komplikasie het ontwikkel. Het alle nodige inligting, plan sal voortgaan, sal komplikasie uitskakel oor. Goed, Arende sal om 1900 by die nes wees. Skakel komplikasie uit, laat geen getuies uit. Boodskap ontvang en verstaan, tot môre, Vlaming uit. Terwyl sy praat, besef Knowles, hy kan sy linkerhand loskry. Sy kyk na hom. So ja, nou is alles gereël. Al wat oorbly is om die TNT waarop jy so lekker sit te vat en hierdie hele spul op te blaas. Wie is jy? Hoekom doen jy dit? Vra Knowles. Sy gluur na hom. Vir liefde. Ek doen dit vir liefde. Sy bly skielik stil. Liefde? Vra Knowles sarkasties. Hy wil haar aan die praat hou, sodat hy tyd het om sy hand los te wikkel. Liefde vir wie nogal? Vir my Heinrich. Hy het hierheen gekom om in die oorlog teen die Duitsers te veg, maar sy eie makkers het hom soos 'n hond weggejaag. Toe sluit ons by die Ossewa brandwag aan. Ek gaan tog hier sterf, jy kan my maar alles vertel, sê Knowles. Die rooikop kyk na hom. Jy is reg, dit sal geen verskil maak nie. So, hier is die hele storie. Knowles het intussen sy linkerhand losgekry, maar hy hou dit in die metaalring, terwyl hy die ander hand probeer loskry. Suid-Afrika is vrot van minerale, gaan sy voort. Diamante, steenkool, eindelose neerslae. Die Führer wil sy hand daarop kry om Duitsland te bevorder. Dis waarom die Ossewa brandwag gestig is. Dis 'n pro-nasie organisasie. Sy bly 'n oomblik stil, asof sy nadink voordat sy weer praat. My Heinrich het aangesluit. En toe het ek ook. Ek moet wees waar hy is. Toe kom die nuus dat 'n reuse radarstasie hier opgerig gaan word. Asof die Catalina vliegtuie wat die kuslyn patrolleer en die Duitse duikbote uitwis nie genoeg is nie. Sy spoeg op die grond voor haar. Dan draai sy weg van hom af en soek haar sigarette in haar handsak. Sy haal een uit en steek dit aan. Knowles het sy regterhand ook losgewikkel, maar hy bly sit met albei sy hande in die ringe. Hy sal sy kans moet afwag. Sy blaas die rook uit haar longe en gaan dan voort. My Hein het in Duitsland groot geword en na Suid-Afrika verhuis. Hy het hier by die weermag aangesluit om sy plig teenoor die land te doen. Maar toe die ander soldate hoor hy is Duits, is hy weggejaag. Dit was sy plan dat ek hierheen moes kom en die rol van die ou vrou speel om inligting oor die radarstasie in te samel. Ek het nie vir 'n oomblik gehuiwer toe hy my vra nie. Ek het elke dag my boodskappe van hier af kom stuur, inligting wat ek van Pieter en die dorpse dokter gekry het. Maar my missie is nou klaar. Ons het genoeg inligting om die radarstasie stop te sit, nog voor daar enkele steen gelê word. Sy draai om, haal 'n foto uit haar binnesak en streel sag daaroor. Vanaand, my liefling. Vanaand is ek in jou arms. Dis toe dat Knowles stadig opstaan. Dinge gebeur vinnig. Knowles gryp die glasbottel wat langs hom op die vloer staan en slaan dit teen die tafel stikkend. Sy vlieg om. Daar is 'n wildheid in haar oë, soos die van 'n vasgekeerde dier. Dan ruk sy die pistool uit haar gordel en begin vuur.
Een van die koel skeur deur Nol se bobeen. Die ander spat teen die muur vas. "Jy kan dit nie keer nie! Jy kan net nie!" skree sy bo die veergalmende skote uit. Wanneer die magasyn leeg is, smyt sy die pistool een kant toe. Dan bespring sy hom. Nols kan nie vinnig genoeg pad gee nie. Sy been voel slap onder hom. Sy klap hom, krap hom, druk haar duime in sy oë. Hy gryp die stuk in 'n bottel en stamp dit in haar voorarm in. Vir 'n oomblik verstar sy. Nols gooi haar van hom af. Haar kop tref die krat en sy bly lê. Nou is dit sy kans. Met al sy krag stuur hy na die deur, terwyl hy sy linkerbeen agter hom aansleep. Hy hoor hoe sy agter hom gil tussen krete van pyn. Hy kyk nie om nie. Hy moet hier uitkom voor dit te laat is. Dan hoor hy die krat oopgaan, gevolg deur die geluid van 'n vuurhoutjie wat getrek word. Pure adrenalien jaag deur hom. Hy voel geen pyn meer nie. Hy strompel teen die trappe op met 'n bloedstreep wat op hom volg. Die sonlig wat deur die opening op hom skyn, is soos 'n baken wat hom roep. Hy bereik die bopunt van die trap en sleep homself uit die graf. Die oomblik toe hy op die gras neerval, ruk die ontploffing die aarde om hom aan skerwe. Hy voel 'n hou teen sy nek. Die wêreld word swart en hy weet niks meer nie. Die joernalis leun oor die tafel en skakel die bandmasjien af. Die ou man voor hom sit agteroor en vryf sy blou oë agter die dik brillense. Dit is die ware verhaal van die rooi duiwel van Rietkuil. Alles wat ek jou vertel het, is soos ek dit onthou, sê oom Nols. Wat het van haar geword? Vra die joernalis. Of sy oorleef het, weet ek nie, antwoord die ou man. Ek het in 'n klein kamertjie op 'n kampbedjie wakker geword. Langs my was 'n jong verpleegster, Ariana. Ons is kort daarna getroud en was gelukkig vir 62 jaar. Skryf die storie asseblief, sodat die nageslag dit kan lees. Hy staan swaar op, neem sy kierie en begin sukkelend na die deur toe stap. Sy regterbeen sleep effens. Waar het oom daardie mooi kierie gekry? Is die joernalis se laaste vraag. Hierdie kierie het eens op 'n tyd aan die rooi duiwel behoort.